Hierdie is 'n ma en 'n mikrofoon. Welkom by hierdie episode. Ek gesels vandag op 'n ma en 'n mikrofoon met Alicia van Kloeg-Skols. En ek en sy is eintlik al lank in gesprek want ek volg haar Facebookblad Noah Story al 'n ruk lank en baie van julle wat nuus en groot nuussake dophou sal weet van die saak van Jolandi Marits-Forsie, die vroedvrou wat aangekla is na van die babatjies in haar sorg wat die ma's natuurlik na haar as vroedvrou gegaan het wat gesterf het of erg gestremd gelaat is. En dis 'n hofsaak wat nou al oor maande strek. Alicia is een van die ma's wat geraak is en verlede Woensdag was daar toe uiteindelik 'n uitspraak in hierdie saak. So ons het gewag vir daardie dag. Dit het nou aangebreek en nou kan ek met Alicia gesels daaroor en kan sy haar storie met ons en met my en met julle deel. Alicia, dankie en welkom. Na maande se gewag, hoe dit gevoel toe julle Woensdag in die hof sit, was jy daar en julle hoor Jolandi Marits-Forsie is skuldig op al 14 aanklagte teen haar? Baie dankie dat jy my op jou podcast het. Nee, ek was nie in die hof gewees nie. Aanvanklik het ek eintlik nie gedink. Ek het gedink sy gaan skuldig wees. Ek het net nie gedink sy gaan op al 14 klagte skuldig wees en dat hulle haar sal afvat sal toe nie, anders was ek definitief daar gewees. Ek kon dit eintlik nie glo nie. Ek was so surprised want ek het gedog, okay, ek het initially omdat ek nou nie wil dis nou moeilik om te sê opgewonde, maar ek wou nie te Optimisties. wees dat sy sal wees op al die aanklagte nie, veral soos die manslaughter, ek het gedink dalk sal hy wegval. En toe sy sê nee, Jolandi is skuldig op al 14 klagtes. Ek was so geskok gewees dat ek het uit die kantoor uitgehardloop en my ma gebel en ek het op al my social platforms die countdown en alles gedoen tot hierdie oomblik toe. En in daai oomblik toe besef ek, ons het so waar as vragtig na 6 jaar het ons dit gedoen. En daar's nie een klagte wat weggeval het of uitgesluit was of wat ook al nie. Dit is eintlik 'n unreal feeling is nou nog eintlik, so ek so gewoond om te beklei as ek my oë oopmaak, so ek so gewoond om 'n dokument aan iemand te moet wys of te verduidelik of iets sien. Nou kan ek vir eerste keer na al die papierwerk en alles kyk en ek hoef nie I don't have to explain it. Ek kan net sê sy skuldig en ek kan vir iemand sê ja, sy skuldig van dit was in die hof bewys, maar op die einde van die dag is sy skuldig op al die aanklagte teen haar. Met 'n rede. En ek wil net vir ons luisteraars agtergrond gee, hierdie 14 aanklagte sluit in bedrog, aanranding en dan ook wat jy genoem het daardie strafbare manslag, maar dit is nou nog net skuldig bevinding, sy moet nog gevonnis word, maar terwyl sy wag vir die vonnis, is sy soos wat Alicia nou gesê het in aanhouding. Sy is agter tralies, wat ek dink vir julle wat so lank geveg het, is dit al 'n mate van 'n oorwinning, soos jy sê, julle weet nog nie hoe lank sy werklik gevonnis gaan word nie, maar om te weet dat sy is af na die selle toe. Alicia, soos ek sê, baie mense sal weet van die saak, maar daar is dalk ook wat luister wat net bolangs daarvan weet of die eerste keer hoor. As jy dalk net weer vir ons vinnig kan vertel, hoe het jy betrokke geraak by Jolandi? Dit was 2019, jou seentjie Noah as voor sy as 'n vroedvrou, sy het jou bygestaan, maar as jy net weer so vinnige agtergrond kan gee van hoekom hierdie saak jou lewe eintlik so onherroepelik verander het. Want as ek ook nou uitwerk, jou seentjie sou vandag graad 1 gewees het, nie waar nie? Ja, ek 7, hy sou graad 1 gewees het, ja. So ek het destyds toe ek swanger was, ek en my ex-man daai tyd gesê, wat ook al eers kom, die kind of die troue, en lewe werk nie altyd uit soos wat 'n mens dink dit gaan nie, en toe raak ek swanger, en daai tyd was ek op al die mamma groepe gewees, en Jolandi was the talk of the town gewees, beste vroedvrou, aanbeveel deur dokters, beste vroedvrou in Pretoria ook, en ek het nie eers so 2 keer gedink nie, ek het geweet ek wil normaal kraam, en ek het geweet ek wil by haar gaan kraam, alhoewel ek het gesê, as ons na haar toe gaan, en ietsie lyk nie reg nie, gaan ons eerder na dan die staatshospitaal toe gaan of 'n tweede opinie gaan kry of so ietsie. En ek onthou nog die dag ek het uitgevind ek swanger, ek was seker so 4 weke of iets soos dit swanger gewees en ek het al gebel en ek het gesê, "Haai Jolandi, ek swanger." En sy het vir my gesê, "Daai julle al die vrae wat hulle vra, as jy nou uitvind jy swanger, wanneer laas was jou maandstoende, al daai tipe goeters." En ek het vir haar gesê, sy het gesê, "Kyk op die dag. Dan kom jy in en dan doen ons die ondersoek." En ek het vir haar gesê, "Okay, cool, no problem." En ek het ingegaan. Ek dink so 2 of 3 weke gewag en ons het toe ingegaan, ek en my ma en my ex-man of man toe daai tyd.
Ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie, ons is besig om te skei. En Mm. ons het toe daar aangekom en sy het vir ons die praktyk gewys en sy het alles vir ons gewys. Daar was nie 'n vraag wat nie geantwoord was nie. Sy het haar sonarmasjien vir ons gewys en vir ons gesê hierdie is die sonarmasjien, maar sy wil 'n ander ene koop, maar hierdie ene doen nog steeds alles beter as wat ginekolose doen en die ander ene gaan nou nog beter wees en sy het toe ek kon nou nog sy het die sonar gedoen en ek het toe te vol blaas gehad en sy het vir my gesê hoor jy moet gaan piepie girl want ek kan nie 'n baba sien nie, dink jy ooit jy is swanger en ek het toe gaan piepie en ek het toe weer gaan en sy het toe die baba gesien en ons het die eerste keer die hartklop ook gehoor en dan gesê ag dankie tog ek is actually swanger want ek weet ek is toe swanger gewees ek dink enige vrou gaan vir jou kan sê jy weet as jy swanger is. En toe van daar af toe beplan ons die afsprake. Ek was elke 4 weke was ek by haar vir 'n afspraak. En ek het nie een afspraak gemis nie, alhoewel in die hof was daar gesê dat daar was een afspraak wat nie gedokument van haar was nie. En ek dink dit was die afspraak wat sy oorgegaan het van haar sonarmasjiene, maar ek weet daar was nie een afspraak wat ons ooit gemis het nie. En elke sonar het ons toe aangegaan en toe daar was nie 'n rede om te twyfel nie. Deur die sonars en elke 4 weke het ek en my ma of my man het dan vir haar vrae gevra soos okay, wat gebeur die dag van geboorte en ons het selfs ek en my ma het vir haar gevra was daar al sterftes en sy het gesê nee. Ek onthou nog sy het eendag toe vertel sy vir my 'n storie van en ek wil eendag wil ek graag hierdie maand moet sy het vir my vertel nee. Daar het 'n vrou uit die bad uitgeklim by haar huis en toe val die baba uit. Toe sê ek vir haar Jesus, dit klink nie lekker nie en sy het gesê nee, maar moenie stres nie, dit was die ma. En ek het dit gestrugg as ek sy dalk net 'n storie vertel. En ek het aangegaan want ek het nie 'n rede gehad om te twyfel nie. My sonars was 'n uur lank per sessie gewees. 3D, 4D, normale ding, alles en sy het ons nie ekstra gecharge vir dit nie. En ja, na al die sonars en maar eintlik hierso van so 30 weke af vanaf nou aan ons begin beweeg. Het ek vir gesê my babietjie beweeg nie lekker nie. Toe sê ek vir my ek voel nie of ek groei nie, maar ek het dit ligtelik opgevat want ek meen ek is maar hoe maar ek nou is, ek as mens terugkyk op die foto's, ek's nog steeds maar gewees gaan. En sy het gesê nee, maar kyk jou baba groei, daar's nie probleme of wat ook al nie. Alles lyk in orde en sy het altyd as ons uit die sonars uitgestap het, want toe sy toe by 30 weke toe sy 'n nuwe masjien gehad en die masjien het toe soos die femur en die elke diewe ding, die brein, die lyfie, alles wat die afmetings het sy toe vir ons geprint en gegee. Ek dink dit was eintlik van 25, 20. Ek sien eksakt, ek gaan lieg as ek sê presies wat se datum af sy ons het gekry. En ons het toe ek het toe obviously kyk jy na papiere wat vir jou gegee is. So ons het toe daarna gekyk, die eerste papiere was ek soos dit is so cool, imagine. Ons sal nie hierdie goeters by 'n ginekoloog gekry het nie. Ons sou nie stukke in diepte informasie so gekry het nie, maar Jolandi sê alles is fine. Die eerste papier het ons nog gekyk en ek het nog vir my man gesê nee, alles, maar ek weet nie, dit lyk vir my reg. Sy sê babatjies is maar stiller as jou eerste swangerskap, dalk voel 'n mens hom net nie. En ja, aangegaan en toe ek dink dit was die 5 en ek gaan nou lieg, ek gaan nou maar net praat oor die sonars vir die algemeen en toe met die volgende sonar ook toe sê ek vir luister Jolandi, ek weet nie wat gaan aan nie, maar my babatjie lê net een kant toe en hy skop nie, hy beweeg en maar dan sê ek vir my al bewegings wat hy gee soos hy huk net. Ek voel hukkings en ek voel sy handjie wat so gaan hierso voor by my maag, maar onder want hy het ook vroeg gedraai, altyd my kinders het vroeg gedraai. En sy het vir my gesê maar hy beweeg. Hoekom kla jy? Jou babatjie beweeg. Hy groei, hy's gesond. En dan ek nou nog daai tyd was ek op 'n WhatsApp mamma groep gewees en almal het foto's gepost van hierdie swanger pensies en hulle so groot swanger gewees. En ek het nog een van die laaste foto's wat ek gestuur het aan die staat. Toe stuur ek 'n foto van die staat vir my op, ek dink dit was 30 of 35 weke swanger. En dit het gelyk of ek eintlik net 'n piepie inhou of my blaas net vol is. En hy het so na hy het letterlik so een kant toe gelê net so op my maag so en dan was daar net so klein hobbeltjie gewees. En selfs die mos was soos girl weet, dink jy ooit jy's regtig swanger? Toe sê ek vir ja, ek's definitief swanger want ek meen ek sien die babatjie groei en my vroedvrou sê alles lyk reg en so aan. En ek onthou nog en dit was iets wat in die hof opgebring was op ons heel laaste
besoek by haar. Toe sê ek nog, en ek het onthou ek het dit gesê, maar ek het nooit geweet dit was op 'n recording gewees nie. En ek het toe weer vir haar gesê, Jolandi, my baba lê net aan die een kant. Hy skop nie, hy beweeg nie. Hy beweeg, maar hy huk net of iets soos dit. Dit was iets in daai lyn, maar hy lê net aan die een kant. En sy het vir my weer gerus gestel en sy het gesê, Alisha, jy en jou man is albei lang maar mense. Moenie bekommerd wees nie. Jou babatjie is 100% gesond. Jy het niks om oor te stres nie. Jy het mos jouself mooi opgepas in jou swangerskap. Jy het nie enige probleme of enige iets gehad nie. En ja, so toe breek die dag aan van die geboorte en sy het nog my Jolandi se laaste woorde aan my toe ons daar weggery het was, okay, maar ons is nou klaar, alles is reg, daar's jou papiere, bring hierdie en dit en dit en dit saam as jy in kraam ingaan. Ek's hier vir jou enige tyd, oggend, middag of aand, jy bel my as jy voel jy's in kraam en jou water breek, dan bel jy my en dan vat ons dit van daar af. En ek het al die 3de April die oggend, toe bel ek kom, alhoewel ek het die aand voor die tyd toe ek nie kon eet nie, toe ek dink toe ek het gevoel in my lyf ietsie is op pad. Ek het nie geweet wat nie. Hoeveel weke swanger was jy toe? Ek was 39 weke en ek het toe gevoel okay nee, hier begin die kraampyne. En dit was 3:00 die oggend gewees toe bel ek vir Jolandi en ek sê toe vir haar, jammer dat ek jou so vroeg in die oggend vla en nou nie gedink dit gaan nou so vroeg in die oggend wees nie, maar ek is in kraam en sy het vir my gesê okay, drink 'n Panado en gaan klim in die bad en as jy die bad uitklim en jy voel nog steeds so, dan bel jy my weer en dan praat ons oor wat moet gebeur die dag, want sy het eintlik 'n kliënt wat klaar inkom, maar sy sal kyk of sy my kan help. Toe sê ek vir haar, maar Jolandi, ek het klaar jou betaal vir jou diens, ek het geen ander persoon intussen gaan sien nie. Ek was definitief nie wegverwys gewees nie, wat aan die hof uitgewys was dat sy gelieg het oor dit blaatant. Maar ek het niemand gehad nie en ek het toe vir haar gesê, Jolandi, ek het nie 'n ander opsie nie, ons moet deur kom Pretoria toe. Sy sê toe vir my, okay, wees jy rustig by die huis, jy kan so 8:00 uit Middelburg uitry. En ek het uit die bad uitgeklim en my ma het toe deur gekom, en sy het na my gekyk, toe sê sy, nee, ons gaan nou deur uit Pretoria toe. Ons het so 7 uur, toe stop ons by haar praktyk / huis, waar sy ons ook die hele tydperk gehelp het. Ek wil net van baie mense verstaan, Jolandi se huis wat sy 'n geboorte saal kamertjie ding in gehad het, was baie goed uitgekiet. Dit was op die vlak van wat 'n mens ek dink Genesis of daai tipe plekke, dit het so gelyk en voorgekom. Dit was nie dat sy net 'n vir jou bed gegee het of 'n bad en gesê het hierso kraam, enjoy yourself nie. Dit was baie oordentlik. Alisha, ekskuus, ek kon sommer net hier ook vir ons luisteraars sê, want ek dink dis belangrik wat jy nou sê, dat baie mense sê, ja, maar mense moet nou, jy weet, gekwalifiseerde persone toe gaan, maar in hierdie stadium, toe jy by haar geboorte gegee het, was Jolandi absoluut 'n gekwalifiseerde vroedvrou, verpleegster, dat sy was gekwalifiseerd in elke opsig wat nodig is. Dit is nie dat jy na iemand gegaan het wat nie gekwalifiseerd is nie, soos wat jy sê. En hierdie is ook nie 'n gesprek, want daar's ook wel mense wat sê, maar moenie vroedvroue sleg maak nie, dis glad nie wat ons doen nie. Ek dink daar is baie vroedvroue en ek het al episodes daaroor gedoen, oor hoe belangrik hulle is, mense wat wonderlike werk doen. So ons praat nie van vroedvroue in die algemeen nie. Eerstens, jy het na iemand gekwalifiseerd gekom, sy het julle net te nagekom en dis waaroor die hofsaak gaan, en tweedens, hierdie gaan oor haar, nie oor die professie in die algemeen nie. Ekskuus, jy kan aangaan. Ja, nee, definitief. Al wie vroedvrouens slegs, wat eintlik, ek gaan nou ook dit sê, al wie vroedvrouens 'n slegte naam gee, is Jolandi. Dis al, ek het weer na my geboorte met Noah, het ek weer normaal gekraam in 'n hospitaal ook. So ek is ook nie teen normaal kraam of kraam ook nie. Ek is 100% nog steeds vir dit. Maar ja, daar is baie mense wat nie verstaan, Jolandi was gekwalifiseerd. Sy het haarself verkoop as 'n spesialis vroedvrou en haar lisensie was by die Nursing Council. So dis nie dat sy net 'n flyboy nooit was nie. Ja. En maar ja, ons het by haar praktyk ons het by haar praktyk aangekom en my ma het toe uitgepak en dan goed, sy het my gevat na haar spreekkamer, toe kom ons met my spreekkamer, want dit is iets, ek dink dit was van stap saam, ek wil gou vir jou gaan rescue haar. En ek het toe vir haar gesê, okay, dis doodreg, soos maar ek's nie opgestres nie, toe sê ek vir haar, ek's nie opgestres nie, en ek's nie regtig in pyn nie, ek kan dit hanteer, ek het eintlik 'n hoë pyndrempel.
en sy het vir my toe gesê, ag Alisha, drink net die rescue, jy gaan beter voel, jy sal sien, jy gaan vir my dankie sê. En ek het nog die koppie gevat en sy het vir my gaan sê, gaan lê op die bed en sy het daai hartmonitor ding aangesit. En die foto was ook in die hof gewys met die koppie, met die Cytotec en die staat het nog vir Jolandi gevra, wat is daar binne? Wat is daar binne? En sy het gesê, sy weet nie. Maar ek wil hier Maar ook net weer ons- vir askies, ek wil net hier weer vir ons kyk as jy so dit is iets wat vir jou ingegee is sonder jou medewete of consent soos mense sal sê en Jolandi se eie dogter vir die wat nie die saak gevolg het nie, haar eie dogter wat haar soms met geboortes bygeson het en het in die hof getuig dat Jolandi haar ma dit gedoen het. So vroue soos Alisha en ander het skenk hulle het gedink hulle kry rescue remedy in om hulle net bietjie te help kalmeer en op die einde wat hulle eintlik ingekry het is Cytotec wat die geboorteproses onnatuurlik bespoedig het en eintlik gelei het tot van die baba se sterftes en erge gestremthede in 'n neutedop. Dis korrek, nee Alisha. Ja, Cytotec se as dit nou sy neeweffekte op 'n baba is eintlik trombose en trombose is soos bloedklonte eintlik. Ja. Dit is van die effeks wat dit op babas het. Ja, so ek het nooit gekonsent op induksie nie. Ek het nie geweet ek het induksie gekry nie. En in my foto's en evidence wat gesubmit is ook was daar 'n oopgekraakte bottel en ek weet Karine het dit ook gewys hoe die Cytotec in ons goed ingegooi was. So my spekulasie is ek het 2 pilletjies gekry, een gedurende geboorte en een voor geboorte. Ek het toe nou gaan ek dit Cytotec noem want ek kan. Ek het toe die Cytotec gedink het rescue is gedrink. Want sy het gesê drink dit uit vanaand voordat jy op pad uit is. Bel my as jy op pad terug is, gaan eet ietsie, gaan loop in die mall om ek sien julle so 3 uur. Nou neem in ag, ek was 2 cm ontsluit, first time mother, ek het nog nooit eerste keer deur dit gegaan. En ons het toe in die kar geklim en gery, my skoonma was daar, ek dink my pa was daar. Ons was eintlik die hele familie was daar die dag gewees. En ons almal het in verskillende karre ingeklim en ons het gery na 'n restaurant toe so 5 minute van Jolandi se huis af. En ons het in die kar ingeklim en ons by die restaurant stop en ek lieg nie, dit was 5 minute van haar huis af het. Nou ja, dis seker 5 of 10 minute, maar dit is daar. En toe ons daar stop, toe sê ek vir my man, ek kan nie in die kar uitklim nie. Ek weet nie wat gaan aan nie, maar dis baie seer en as ek nou my boude optel, voel dit of die babatjie gaan uitval. Of iets, het voel of ek in die ek dink ek het nog vir hom gesê, ek voel of ek in die halfte geskeer word. Sure. En ons het hy toe sy ma vir my, maar ek vir een of ander persoon wat binne is, een van die ouers toe gebel en gesê ons kan nie inkom nie. Alisha sê sy's baie seer. Ons het toe teruggejaag, my ex-man het daai tyd, ek dink hy het seker 120 teruggejaag. En ons het toe by haar huis gestop en sy het kom kyk na my en sy het gesê, "O, jy's 8 cm ontsluit, maar jy kan op so 2 ure 8 cm ontsluit wees." En dit was seker so 7:30 se kant gewees. As ek nou met alles wat so saam gebeur het en ons wat uitgegaan het en so aan. Ja, ons het toe kom my maale en almal daarin, maar ek was in erge pyn gewees. Sy het of vir my daai bal gegee om op te sit en ek het op hom gaan sit en ek het gesê ek kan nie. Ek kan nie op hierdie sit nie, ek kan nie staan nie, ek kan nie loop nie, ek kan niks doen nie. Ek kon nie eens beweeg het nie. Maar alhoewel ek weet as mens swanger is en selfs met my tweede kind het ek geweet mens moet as jy kraam moet jy besig wees, jy moet op en af loop. Dit vat eintlik die pyn weg. Ja. En ek het toe op en afgeloop Jolandi en haar dogter was toe weg gewees, het ons gelos. En ek het seker vir so 10 minute of 20 minute nog rondgeloop. En ek het nog daar in die badkamer ingegaan, my maag het gewerk, ek het uitgekom en toe ek uitkom, toe sê ek vir hulle dit gebeur, wat ook al gebeur het, se happening, ietsie voel nie lekker nie, dit gebeur nou. En my ma of my ex-man het toe gaan hardloop om vir Jolandi en haar dogter te gaan haal. Ek weet nie waar was hulle nie, ek weet hulle het gesukkel om hulle te kry. En hulle het toe teruggekom en Jolandi het weer van op die bed laat lê en sy het gekyk en sy het gesê, "Alisha, jou baba kom nou." Nee, nou nie, jou baba kom nou. En ek het toe vir gesê, Jolandi, ek het betaal vir 'n watergeboorte. Ek soek 'n watergeboorte. Hulle sê die pyn word verlig in die bad. Ek kan imagine as dit so seer is om nou nog te moet druk ook hier op hierdie bed nie. En ons het toe geloop na die bad toe en sy het nog so agter my aangeloop so en ek het nogals gedink, hoekom loop sy so agter my aan, bakkie aan asof die kind gaan uitval.
min wetende, ek het toe die abortus medisyne na die kind obviously afdruk, sy weet dit, ek weet dit nie. En ek het toe in die bad gaan klim en die bad was vir my, ek het geblackout tussendeer, dit was so intens en so seer gewees, ek kon met tye nie asemhaal nie, ek onthou sy sal vir my sê ek moet druk, of sy sal vir my sê hou op druk, en dan sal ek vir haar sê, ek weet hierdie babietjie, hierdie kind kom net uit, ek kan dit nie rarig stop nie, I'm just gonna go with the pain, weet jy hoe stop 'n mens as jy moet druk gedurende kom nie. Ja. En ja, 14 minute oor 8 toe is Noah gebore. En hy het nie gehuil nie, hy het nie beweeg nie. Ek het toe initiaal toe hom uitgehaal het, was ek ook nie lekker oplettend. Ek was oplettend, hy was op my neergesit geweest, maar hy het nie gehuil of iets nie. En sy het toe begin voel aan die koord, want ek wou soos daai cord clamping ding wat jy bietjie lank voorwag dat dit gebeur, wou dit gehad het. Ek het 'n hele lysie van goedjies gehad wat ek wou gehad het. Ja, natuurlik, jy weet jou geboortewenslyst. Ja, daai ding. En sy het toe so gevoel aan die koord en goed, en sy het toe gesê, Alicia, ek weet jy wou delayed cord clamping gehad het, maar ons gaan nie nou dit doen nie, sy wil net kyk of alles reg is, en ek het vir gesê, okay, dis doodreg, ek's nie, solank as wat my kind reg is ek nie gepla wat ons doen van hier af verder nie, en ek onthou nog, ek het gesê, as dit kraam is, wil ek nie weer gou kraam nie, dit was die seerste ding wat ek nog ooit deurgegaan het. En sy het toe hulle toe die cord gesny, en hy was so 'n paar minute nog op my gewees, en ek dink ek het daar vir die eerste keer het ek vir Jolandi gevra, maar hoekom huil hy nie? En sy het vir my gesê, maar ek dink hy's nog in die baarmoeder, hulle noem dit ietsie, dis normaal, nie alle babas huil nadat hulle gebore is nie. En ek het vir gesê, okay, dit klink bietjie, ek het eers dit gesê, ek was net soos, okay, eintlik het ek dink ek het vir gesê, okay, sy weet wat beter as ek. En ekskuus Alicia, hoeveel was hy 'n klein babietjie gewees? Was hy redelik normale grootte? Jy het gesê jou maag was so klein, kon jy half min of meer sien of lyk hy vir jou soos 'n pasgeborene moet lyk, of was jy nie in daai stadium so dat jy sulke tipe van goed kon weet nie? Het jy gedink daar's iets fout? Aanvanklik het ek nie gedink daar's iets fout. Hy was kleiner gewees. Hy was definitief 'n maar baba. Hy het nie die vet gehad wat mense sal dink babietjies kry op 39 weke nie. Ek kan nie nou sy presiese gewig onthou nie. Ek gaan vir jou die gesig dit vir jou sê, maar ek weet toe hy in Steve Biko ingekom het, toe self my hy's 'n prem baba, toe sê ek vir dit is onmoontlik. Okay. Ja, so ons het toe gewag dat hy begin huil, en dit was toe seker nog so 'n halfuur wat hierdie babietjie nie begin huil nie. Nou hy snik nog sy asem, maar dis nie snik nie, hy het sulke vreemde geluitjies gemaak. Ek kry nou nog, as ek dit luister, dan gaan ek terug na daai dag toe. En ek het toe, sy het toe gesê, maar hoor, hy maak geluide, hy huil net nie, en sy het toe vir my in die bad gelos, toe was om die eerste keer resuscitate het, maar met haar rug teen my, so ek het nie die eerste resuscitation eers gesien nie, want ek was nog in die bad, en sy het vir my gesê, jy bly net in die bad, want jy moet tog jou placenta kraam. So ek was, in die foto's kan 'n mens sien, ek smile nog en alles, want ek dink hulle trek hom net aan om hom vir my te bring of ietsie. En ek onthou seker na 20 minute, toe begin ek vir haar sê, Jolandi, ek kan nie meer in die bad sit nie, ek wil uit die bad uitklim, ek's nou oor dit, ek wil nou uitklim, ek wil weet wat gaan aan, ek wil by my kind wees. En sy het toe gekom, ek weet of sy vir my die inspuiting op die been gegee het om my placenta los te kry nie, ek kan nie dit onthou of wat ook al nie, maar ek onthou ek het die placenta gekraam, en sy het vir my gesê, Alicia, klim uit, jy het geskeur, so lê net op die bed, dat ek jou net eers paswerk, en dan vat ons dit van daar af, en sy het toe vir haar dogter die instruksie gegee om 'n syringe te gaan, nee, dit was net na dit, sy het hom toe op my gesit, en ek dink hulle het eers gekyk of hy wil borsvoed of nie, en hy het toe nie gelatch nie. En toe gee sy vir haar dogter die instruksie om die syringe te gaan haal, om te kyk of hulle borsmelk kan uitkry, en dan dit vir hom te gee, en hulle het so bietjie borsmelk uitgekry, maar seker net so kleintjie. En sy het toe vir my gesê, Alicia, ek weet jy wil nou borsvoed, maar ons gaan nou kyk om vir jou baba eerder net melk in te kry, of dit nou nie sal help dat hy begin huil nie. Nee, maar ag, dit was seker nou al 40 minute in wat hierdie babietjie nie gehuil het nie. Nie een keer ge-wow of geniks het nie. En ja, sy het toe my vasgewerk, en ek dink nou op daai tyd by my ex-man op sy borskas gelê. En dan elke nou en dan kom sy, dan druk sy so met haar hande so op hom, dan klink dit soos, ek kan nie onthou of jy daai Kuchiku poppe gehad het, maar die pop gaan sy, hy haal so asem so, en dan kom dit uit, dit is so nou omtrent
klink, het hy net nie met die erge geluide nie, maar die Ja. asem in wat so Ja. opgedruk is. Ja, ek dink in Engels En noem hulle dit 'n wheezing sound, né? Dis wat in my ja, gedagtes 'n opkom op wheezing sound. ja. Yes. En hy het nog steeds sulke geluitjies gemaak, maar hy het nie gehuil nie, hy het nie regtig gerespond of iets soos dit nie. En sy het toe gesê nee, maar hy's fine. En sy het toe vir hom by my man gelos en my ma het toe, ek dink nog so uur toe sê sy, Jolandi, kan ons asseblief, want Jolandi se huis was in die straat van Wilgers en dit was deel van wat sy altyd vir ons gesê het. As daar probleme ontstaan, onthou Wilgers is net hierbo. Wilgers kan julle instrap en regmaak om dan na Steve Biko toe te vat en sy ken mense by Steve Biko en anyway, so as daar probleme is, dan stap sy net in en almal ken haar. En ja, my ma het toe gesê kan sy net vir my en vir Noah in die kar laai en na die naaste hospitaal te vat. Jolandi het gesê nee man, moenie bekommerd wees nie, alles is reg. Hierso na so 2 ure wat ons of probeer sê ons wil graag gaan of iets het sy toe gesê o maar jy moet eers my geld betaal voordat ek ambulans sal bel. Sjoe. Ek het toe gesê okay, ons sal geld kry, maar dit was meer met my ma en my ex-man bespreek destyds. Maar ek het toe gesê of iemand het gesê maar ons kan betaal as die ambulans ons daar kom kry, dan kan ons die ambulans betaal, maar bel hulle so lank en sy het gesê nee. Dis nie nodig vir die ambulans nie. Dit was nou in die 3 ure. Het sy eers gesê dis nie nodig nie. En toe sê sy maar ons het nie die geld vir dit nie. En want die ambulans sal nie ons help en sy ons hulle nie cash upfront betaal nie, maar sy vat die betaling en sy betaal die ambulansmense want sy ken hulle baie goed. Okay. En ja, na 3 ure, eintlik na so kom ons sê 2 en 'n halwe ure toe het ons toe die geld gekry en my ma wie ook al in beheer was van om te kyk of ons die ambulans gereël kan kry want sy het geweier, sy het gesê niemand sit hulle voete by my hek uit nie. Sy het gesê sy sluit haar hek, niemand mag hier uitgaan nie, die ambulans sal die baba vat. En omdat ek nie die Nunu boy gekoop het nie, mag ek nie my baba vashou nie. Ek het toe gesê okay, ek gee nie om nie, ek wil net laat ons net ietsie doen want ietsie voel nie lekker nie. En sy het vir ons gesê okay, die ambulans is op pad. Dit was nou na 3 ure gewees. Toe sê sy okay, wat nou nog steeds nie gehuil het of enigiets soos dit nie. Toe trek sy hom aan of iemand het hom aangetrek en ek onthou sy het vir Noah vir my gegee en sy het vir my ma en vir my man en wie ook al almal daar was gesê julle moet seker maak julle vat al julle goeders, as julle nie wegry mag julle nie terugkom nie. Want sy het nog iemand wat inkom en die ambulans het toe daar aangekom en sy het toe vir die ambulans vroutjie gesê nee, hierdie vrou is op die eetpille en sy het haar baba seer gemaak. Wat sy ook vir my ma en my man toe gaan vra het of ek op die eetpille was en allerlei vreemde vrae wat nooit gevra was gedurende my swangerskap nie, maar die dag toe vra sy dit. En Jolandi het nog uitgestap gekom uit die PQ uit en sy en die vrou, ek weet nie wat die mense hulle noem nie, nou kan ek nie, kan hulle. Maar hulle het toe uitgestap en Jolandi toe gesê, ek Alisha, ek het met almal gepraat, hulle gaan hom van nou opneem, laat weet maar as so enige probleme of iets soos dit is, maar nou behoort nie te wees nie, dankie en te lekker dag die baie, dit was 'n kort gesprek geweest. Sure. En ek het toe van die afgeklim en my ma was toe daarom in daai selfde tydpad betyds wat hulle wat ek opgestaan het, was sy toe betyds daar gewees om my te kry dat ons in die PQ in kan gaan. En ek het ingestap en ek wou toe so nog gaan nou afvat en ek het nog iets in die lyn gesê van wat's fout baba, daar's soveel video's wat ek vir hom vra wat's fout huil nie. En ek wou nog so aan hom vat en tak my hand so op hom wil sit toe sê suster vir my please don't touch your baby. En ek sê toe okay, I won't, is he really sick? En sy sê toe no, you're a danger to your baby, how could you have done this? Ek sê toe vir I didn't do anything wrong, but you can test my blood and everything. I just want to know what's wrong with him. En sy sê toe vir my, we're going to work on him now, you can just stand there and watch. Hulle het vir my verduidelik, hulle gaan na een neus asemhaal ding in hom insit, en as hy goed respond met dit, dan bly hy in die PQ, en as hy nie respond met dit nie, dan gaan hy na die PQ nie, die NICU. Maar daar is die ene wat die erge trauma het, en dan sal die ene wat die so bad is. Maar as hy was by die so erg is nie, en as hy dan nie respond nie, dan vat hom na die hoë sorg eenheid. Yes.
Ja, en toe sit hulle toe hulle die suurstof op ons sit, toe hou hy op asemhaal. En hy het toe, wel hy het nie seker ophou asemhaal nie, maar hy het nie goed respond nie. Hulle het toe onmiddellik hom daar uitgejaag uit daai saal uit en sy het toe gesê, he's not responding to this, we're gonna have to take him to the other, na die ander saal, en daar so by die ander saal, is die reëls en die goed anders, en toe sê hulle so lank vir my, jy kan nie 'n baba sien as jy nie borsmelk gegee het nie, so, the next visitation is in 3 hours, you will not see your baby, if you don't give us breast milk. En my ma toe gegaan en vir my, borspompmasjien gekoop, elektroniese een of so ietsie, en ek dink ek het hom nog gebruik die eerste 2 dae, en sterilisasie was 'n probleem en alles is dit. En dan 'n hele lang storie kort te knip, die 9 dae in die hospitaal was hel gewees. Ons het nie geweet wat's fout met Noah nie. Ons het geen antwoorde gehad nie. Ons moes na Jolandi se huis toe ry wat ons daar aankom. Sy die eendag toe sê sy vir my, hy nog so wit kombers oor my gehad van ek moet pomp. So ons het net 'n uur, dan moet ons by die hospitaal wees, ek moet melk gee. En dan kan ons vir Noah sien dat ons was elke besoektyd daar gewees, en ek het nog so ingestap met 'n kombers oor my met die pomp wat ek besig is om te pomp, en sy het vir my gesê, Alicia, het jy vir Noah hierso by jou, laat ons vir almal hier binne gaan wys. En ek het vir haar gesê, nee Jolandi, ek's besig om melk te pomp, ons het by die hospitaal uitkom, ek het jou gebel, ek kort hierdie papiere vir die hospitaal, waar is dit? En ons was nog so op pad om in haar praktyk in te stap, toe sê sy vir my, jy mag nie in my praktyk instap nie, jy kan net hier buite sit en wag vir my. Jare na dit, toe kontak een van die mense my wat daar by haar praktyk was, en sê vir my, hulle onthou nog die dag, hulle het nog gewonder, hoekom kom hierdie mense nie in nie. En dit was toe ons gewees, en sy wil ons nie ingelaat het nie, want dan gaan gesê het, maar hoekom is daar iemand wat se babatjies oorgekom het? Ja, en ek lyk ook af, jy weet, daai wat jy gesê het van die verpleegster by Steve Biko wat vir jou gesê het jy gaan jou kind seermaak, is jou vermoede dat sy in daai tyd wat jy buite die hospitaal gesit het, vir hulle iets oor jou gesê het en dat jy die skade van die kind veroorsaak het, want dit is hoe dit klink as iemand gedink het dat, weet jy mag nie in die kind vat iemand jy dit veroorsaak. Ja nee, dit was definitief die geval gewees. By Steve Biko het hulle vir my, ek het toe vir hulle gesê, asseblief wat ook al julle nodig het, op dag 2, toe sê ek vir hulle, julle kan my bloed en my melk en alles toets, maar julle kan nie vir my sê, ek mag nie my kind vat nie, as ek 'n gevaar was en ek het iets gedoen, sal ek dit verstaan het. Maar hulle toe my melk en my bloed en alles wat hulle kon getoets het, getoets, en my man se, want daar was ook gesê dat ek en my man is boetie en sussie, en hulle toe sy bloed ook getrek en getoets om seker te maak dat ons nie related is nie, so diep was die stront wat sy aan hulle verkoop het, ek het ook daaroor gesê nie, maar sy toe dit vir hulle gesê, en hulle toe alles getoets, en ek glo dit is op die alarm op wat ons het by Steve Biko. So, ek dink sy was bang dat ons sal vir haar gevra het, want ek dink sy het vir al die ma's wat daar was, of al die ouers wat daar was, gesê, sy het nog nooit 'n baba gehad wat seer gekry het nie. En in daai tyd, met al ons babas was dit so op mekaar gewees, het was van April, 2 of 3 maande voor dit, ek dink Sophia en Noah sou 3 maande verskil het, en Bryden, en dit was so op mekaar gewees, so natuurlik sal iemand dink, maar mens weet nooit wie praat met wie nie, so ek dink sy was bang dat iemand dalk ietsie gaan vra of ietsie sê, maar ja, so sy het seker maar dit probeer skei dat niemand ietsie sê nie, want dit was eintlik skokkend as 'n mens sien hoe die dooie babas en die gestremde babas so op mekaar is. Ek het 'n hele soos 'n portfolio uiteengesit van al haar geboortes en alles, en as 'n mens so na dit kyk, so dit gee vir jou duidelik wat mens 'n patroon sekerlik, né? Ja, die patroon is so duidelik soos daglig. So, ja, en toe ek dink hulle het alles getoets van Noah, daar was nie 'n gedeelte van sy lyf wat nie getoets was nie. Ek weet op 'n stadium het ek vir hulle gevra, is Noah in 'n koma, het hulle hom in 'n koma gesit van tyd toe begin seizures kry. Ek het nog voor 'n dokter gesê, kyk, ek dink my babatjie kry seizures, toe sê sy, Alicia, as jy enige instinkte het, sê vir ons, want gewoonlik is 'n ma se instinkte reg, en Steve Biko, ek dink hulle doen dit, hulle gaan op die ma se instinkte, en dan toets hulle van daar af, alhoewel hulle doen ander toets. En hy het toe op die ou einde uit 9 daggies geleef, nie waar nie, en hy's toe in jou arms ook oorlede. En wat het hulle toe, was daar 'n cause of death, kon hulle toe bepaal, wat was, jy weet, die aanloop van dit als, was dit maar klomp goeders, of wat het hulle gesê na hy oorlede is, Alicia? Ja, so op dag 6 het hulle uitgevind, met die placenta verslag wat Steve Biko ook oor kwaad was, van sy het my placenta weggestuur na haar mense toe,
wat sy nie het, maar hulle toe die placenta verslag het teruggekom dat my hele placenta en koord vol bloedklonte is en dat die placenta abnormaal was. As gevolg van al die bloedklonte in dit. En hulle het toe gesê, maar hulle kry nie die kern van waar die bloedklonte is in sy lyf nie. En ek meen, teen dag 6, 7 was alles van nou al getoets gewees. Hy het nou al daai spinal toets en alles gehad. Hulle het hom nie eers geseduce rarig met enigiets nie, want hy was in 'n sulke state of self-induced coma gewees. En toe op dag 8 of iets 7, toe sê hulle vir ons nie, hulle het alles getoets, hulle moet 'n MRI doen, dit sal die laaste toets wees op hom. Toe bring hulle hom uit van die MRI af en die dokter, sy was 'n wonderlike dokter gewees, sy het toe vir ons gesê, soos wat hulle maar doen as jou kind deur goed gaan, ek dink alle ma's ken die suikerwater en ekskuus, vat jou agtertoe in 'n kamertjie in. En sy het toe vir ons gesê, okay, hulle kan vir ons antwoorde gee en sy het vir ons gesê, maar sy gaan ons nie agtertoe na die kamer toe vat nie, sy wil ons na kantoor sien. En sy het vir my verduidelik soos wat 'n mens se brein so lyk, het nou aan net daai 'n mens se brein moet soos 'n boom lyk, soos 'n tree of life, maar net een branch so en 2 branches aan daai kant en 1 branch aan daai kant. Toe sê sy vir my of vir ons dat eintlik het hy nie die breinkapasiteit om asem te haal nie. Die feit dat hy asem gehaal het, verstaan hulle nie en dit is die eerste baba wat so lank met die vlak van bloedklonte kon survive het, want babas wat bloedklonte het aborteer gewoonlik. Hulle self het vat 1 bloedklont om in jou placenta of in jou koord om dit te doen. En sy het vir ons gesê hulle wil graag studies doen op hom, want het gaan nie nodig wees om sy lyfie oop te sny nie. En dit was die dag wat ons toe geteken het dat hulle wat ook al die idee is dat hulle studies op hom kan doen. So tot vandag toe leer ander dokters eintlik van hom. En ja, so dis eintlik 'n miracle gewees dat ek het in my hart voel ek eintlik nou uit homself aan die lewe gehou dat al hierdie antwoorde kan uitkom. Dat ek dink al die babas wat toe dood gegaan het tot daai punt toe het saam deur hom in die geesteswêreld, en ek weet of ek dit mag sê of hoe ook al ek voel dis my. Ek dink hulle almal het saam ingegryp en hulle het hom aan die lewe gehou om tot by hierdie punt te kom, want he defeated all the odds. En hy het homself aan die lewe gehou en toe lewe hy nog vir 5 ure na dit ook. En nou nog die dokter het gesê, hulle gaan hom nou ontkoppel van al die drade af, hulle gaan vir hom klere aantrek, want toe sy nou al 9 dae sonder klere net 'n doek aan. En ek het toe vir haar gevra, kan ek hom nou actually vashou en foto's neem, want ek mag nie vir daai 9 dae foto's geneem het van hom nie. En sy het toe gesê, hoekom mag jy nie foto's geneem het nie? Ek kon nog hele tyd foto's geneem het en ek het vir gesê, maar dit gesê ek mag nie foto's neem van my kind, as ek my foon uithaal dan kom raas hulle met jou. En ja, sy het toe gesê, okay, maar sy het ons net voorberei en gesê, hulle kan hom dalk net in my arms insit en as hulle hom insit, gaan hy dood. En hy het homself aan die lewe gehou vir 5 ure, dit was die beste 5 ure en die slegste 5 ure van my lewe gewees. Ek sit 1000 keer oor en dan dink ek aan hoe sleg dit eintlik was. En ja, toe stoot hy toe na 5 ure toe gaan hy dood. Toe sê hulle vir my, ek moet hom uittrek, want hy gaan nou af mortuary. Toe sê ek vir hulle, vat net die kombersie en die klere waarin hy is, en tot vandag dat ek weet hy was nie in dit gewees nie, want hy was die enigste baba in daai tydperk wat in Steve Biko doodgegaan het. Toe sê ek vir hulle, vat net die goed en los hom net daar, soos my brein wil net glo dat hy het nog sy kleertjies het, sy kombersie by hom. En ja, die volgende dag toe moes ons sy lijk gaan uitken het, maar omdat hy die enigste baba was, en ons nie lijkuitkenning te gedoen het nie. En ja, dit is eintlik maar hoe die storie gegaan het. Sjoe. Alisha, buiten vir, ek meen, dat dit 'n nuuswaardige storie was en dit so baie nuus gehad het, dink ek jy stuur geweldige trauma in daai tyd voor dit, maar die geboorteproses wat jy beskryf, daai 9 dae, en soos jy sê, dit voel vir jou dat hy eintlik nou 'n verskil maak. Is dit ook hoekom jy daai blad begin het? Want jy het regtig eintlik 'n kampvegter geword vir mense wat deur iets soortgelyk gaan, teen Jolandi natuurlik, en nou net laasweek wat dit alles na jare uiteindelik op die spits gedryf is. So, voel jy 'n mate van berusting deur hierdie hele proses? Het jy iemand gaan sien? Hoe kom jy deur hierdie proses dat jy relatief okay is? Want joh, wat jy vertel is net eintlik iets wat geen mens ooit moet kan beleef nie.
Ek dink ek sal so gewoond om dit eintlik te vertel. Ek voel of ek Mm. soms eintlik hard is rondom dit. Noah's story was created initially. Die eerste Kaap Launch episode sou uitgesaai het en ek het nog die aand by my ma gesit en sê ek vir ek dink ek net 'n bladstig dat as die Kaap Launch episode saai dat ek dit net op my page kan share op Mm. die mamma groep destyds nog teen ek was dat ons daaroor moet praat oor Jolandi vir naamskending. En ek het toe die blad gestig, nooit gedink dit gaan eintlik so groot impak hê nie. Maar tussendeur, dis nie net ek nie, dit was eintlik ek en Karin en elke ma wat ook 'n klagte Ja. in die hof ingedien het. Daar's baie ma's wat nie die krag gehad het om te kon praat nie, maar dit is definitief nie net ek alleen nie. Ek was Mhm. dalk agter Noah's story en ek het baie waarskuwings op daai page gekry. Julle wil nie weet hoeveel keer was ek gedreig deur 'n prokureur of wat sy ewen polisie mense gekry het om my te bel nie. Sy het tog die dag voordat ek my klag gaan inlê by die polisiestasie toe kry sy polisie vrou my te bel en te dreig. En ek weet dit was altyd 'n bespiegeling want ek het baie goed gesê eintlik wat ek nie moes gesê het nie. Ek het myself oopgemaak vir dagvaardigings wat ek het nie dagvaardigings gekry nie. Ek het prokureursbriewe gekry. Ek sit nou nog met al die prokureursbriewe. En ek dink ook dis belangrik om te sê dat ons praat nou met jou en jou storie, maar as mense wat nou wil gaan oplees sal sien ons het nou gepraat van patrone. Daar's patrone van gebeure wat by baie van die ander ma's ook was, die cytotech, die babatjies wat of gesterf het of party wat cerebrale gestremdheid het. Die geboorte wat te vinnig gestoot is wat dit nie moes gewees het nie. So daar is dis jou storie, maar dit is ook ander wat dieselfde dinge gesien en met hulle gebeur het. En ek dink dit is so belangrik dat julle 'n paar ma's is wat saam staan en wat het hulle vir jou beteken in hierdie proses ook om te weet dat natuurlik julle elkeen se omstandighede bietjie anders, maar daar is tog iemand wat in 'n mate verstaan wat jy deur is, Alicia. Dit het eintlik die feite en nou kan ek terugkyk van ek dink ek het sissie gemaak in hierdie tydperk. Ons het al elke vrou wat hulle storie gedeel het. Ek wil net vir mense konteks gee. Ek het 'n lys van 20 babas wat dood is en 5 tot 6 babas wat cerebral palsy, ek sukkel met die Afrikaanse pronunciation. Maar ek het 'n lys van al hierdie ma's en dis nie net ma's nie, ek het hierdie jare uit hulle vriendinne geraak. Ek en Karin en 'n paar ma's het al vasgesit. Dit was soms episodes van Sewende Laan wat ons beklei want almal dink ons moet dit een rigting doen en dan sê AfriForum moenie dit doen nie en hierdie ene sê moenie dit doen nie en daardie ene en jy probeer nog net jou storie en jou kind te beskerm want dis al wat ons oorgehad het was ons kinders en ons stories. En deur die jare het ek soos nou vandag kan ek die ma's bel soos Karin. Sy het toe 'n vriendskap gevorm in dit. So deur die jare het ons sal soms vir maande nie praat nie en dan gebeur daar ietsie wat sy weer praktiseer en dan kom almal uit die woodworks uit en dan praat ons weer oor die situasie en dan dit was so up and down type of friendship, maar nou kan ek dink ons kan almal nou gemaklik praat. Ek het met die een vrou gepraat en sy maar jy weet ek's altyd daar vir jou. Toe sê ek vir my dis so wonderlik eintlik ek het sissies gemaak en mense wat as ons nie deur hierdie was nie, het ek hulle nooit teer ken nie. En soos ek en Karin is twee verskillende mense completely. As jy ons moet vra ons is completely different, maar as ons saam veg ons bloody hart saam en ek sê altyd vir mense soos Karin het definitief agter dit gesit en she was the drive when I couldn't, dan het sy aangehou en wanneer sy nie kon het ek aangehou en as ek nie kon het ek vir iemand gesê asseblief iemand en dan staan 'n groep van kom ons sê 15 of 18 ma's wat vir jou sê weet jy okay jy kan nie, I've got you, ek gaan hierdie doen of daardie doen, maar dit is tog so moeilik van ons kinders. En veral die wat kinders verloor het, of ewen die wat gestrem is, jou kind is nooit dieselfde nie. En dis al wat jy oor het van jou kind is daai stem en om dit te moet herleef. Ek weet dit was die grootste probleem vir ons almal gewees om oor en oor die storie te moet herleef en dan kom die naaste mense aan jou dan sê hulle vir jou ag Alicia gee op, jy gaan nêrens toe kom nie, sy gaan nooit tronk toe gaan nie. En dan sit familie van 'n mens. Ek was deur dit die hele tyd, nie die hele tyd, maar dit was natuurlik nadat sy skuldig was by Sang toe mense bietjie meer gesê okay, cool. Maar ek het altyd geweet as die mense buite in my inner circle by my huis nie verstaan nie, dan kan ek hierdie ma's bel en vir hulle sê luister ek sukkel, kan iemand my help of ek post iets op Noah's story en ek weet wat ook al ek post hierdie they've got my back whatever comes hulle beklei hard saam. En dit het nou kan ek elke maal wat
Nou gaan ek maar net fokus op die ma's, want ek het meer met die ma's gewerk. Ek waardeer elke liewe ma wat hulle storie vertel het en op Noah story geshare het en op die mamma groepe geshare het. Sy is skuldig op elke liewe klagte, elke side attack accusation. Noah is nie dood aan side attack alleen, ek nie. Noah is dood as gevolg van 8 maande se negligence en Sophia's dood op wat met haar geboorte gebeur het, maar op die einde van die dag is al ons stories dieselfde. Ons is verskillende mense, dis verskillende stories, maar ons genoeg in gemeen dat ons stories so impak kon gehad het dat sy op dieselfde klagtes per ma skuldig bevind was. Ja, en nou dat julle, soos jy sê, dit moes geweldig moeilik gewees het om elke keer in die hof te getuig, die storie oor en oor te vertel. Mense wat gesê het, dis nie die moeite werd nie, maar dit is nou. Sy is skuldig op 14 aanklagte, ons gaan binnekort die vonnis kry. So ten slotte, Alicia, as jy dan nou terugdink aan die afgelope paar jaar, die baie moeilike pad wat jy baie dapper gestap het. As jy iets kon sê vir jou seentjie nou aan die einde van hierdie pad, vir klein Noah, wat sal dit wees nou dat sy skuldig is en ons weet sy gaan gevonnis word? Nou, ek wil eintlik net vir hom sê, nou kan hy rus, want hy was die dryfkrag agter soveel goed vir my ook gewees. Hy het dit gedoen, hy en elke baba wat daar bo in die hemel sit, het dit gedoen en ek glo dit is die span van babas en self Sophia ook. Ek kyk altyd, Sophia is altyd vir my soos 'n porseleinpoppie. Sy's al babietjie wat ek gesien het in ons goed wat gedurende alles wat ek het Sophia gesien groot word en Sophia en Noah sy 'n paar maande verskil en dan as ek na Sophia toe gaan, dan kan ek insien dit sou Noah gewees het. Hulle is dieselfde vlak van gestremdheid, behalwe Sophia kon actually latch en eet en kos voltree. En ek wil eintlik net vir Noah en elke babietjie daar bo in die hemel sê en elke gestremde babietjie onder sê dat hulle kan nou kan hulle eintlik rus. Ons almal kan eintlik nou rus. Of sy vir 1 jaar of 17 jaar tronk toe gaan, sy skuldig op alle klagte. Ons kan nou praat oor wat ons deur is sonder om te wik en weeg en dit maak eintlik 'n verskil. Ek dink dit is deel van die genesing wat nou na die tyd kom, dat ons nie meer hoef te beklei vir ons stories nie, dat ons nou agter dit kan staan en net ons waarheid wat tog altyd dieselfde was, praat. En ek dink ek's trots op die babas ook wat vir ons die krag gegee het om te praat en ek hoop dat hierdie vir in die mediese veld, ek het gesien daar was 'n berig oor dit geskryf dat die NPA gesê het, daar's so min wat dit gebeur in die mediese veld wat dokters of verpleegsters so vervolg word. Dat dit eintlik vir 'n waarskuwing is om te sê dat niemand no one's above the law. Dat dit kom wel uit. Die verskil is net hoe jy ook maar deur die hof gegaan het en hoe jy getuig in die hof en so aan. En Jolande het nooit iets gevoel vir ons babas nie. Sy die dag wat ek in die hof was toe sy kruisverhoor op Noah gehad het sy net gesê die kind. Ja, so ek wil net vir Noah sê hy kan nou in vrede rus. Ek wil graag 'n begrafnis reël vir hom op 'n stadium. Ek dink met alles wat so gebeur het en die mekaarheid van alles het ek nog nooit regtig vir Noah tot rustig gesit nie. Ek het altyd vir mense gesê al wat ek oor het van hom is sy assies. Ek het 9 dae wat ek hom nie regtig vas mag gehou het nie en ek het sy assies. En ek weet word by Steve Biko oor gepraat en hy is nou in hierdie saak, maar niemand wil praat oor 'n dooie baba nie. Niemand wil, no one wants to acknowledge them en dit sal my finale acknowledgement aan hom wees. Ek sal nooit hom vergeet nie, ek sal nooit kan normaal lewe nie. Ek het 'n kind in die hemel, ek het 2 kinders. Ek het 'n kind in die hemel en ek het 'n kind op aarde. En ek kan Noah sien deur my dogtertjie, hulle dieselfde lippe en alles. Ek dink as daar reincarnation was, dan is sy en sy sussie ook. Soos ja, maar nou kan hy rus. En ek kan ook begin rus en genees en ek het baie meer acceptance en ek weet dit was nie vir niks gewees nie. En op 'n einde van die dag al was sy net skuldig aan 1 klagte, sy was nog steeds skuldig gewees. En ek dink dit is wat ons ma's moet onthou, dit vat 1 klagte om skuld te bewys, al was dit net 1 klagte van aanranding, it still showed negligence. Maar sy het haar werk so sleg gedoen, en hoe sy getuig het en was in die hof deur die afgelope 7 jaar, het baie meer gesê as ewen wat sy aan ons gedoen het. Sy het haar menslikheid baie mooi in die hof gewys. En ek dink die regter het dit gesien ook. En ek hoop vir jou en vir hom dat julle daardie waardige begrafnis kan hou en dat jy ook kan afskeid neem na dit alles nou afgesluit is op die manier wat jy en jou seentjie verdien. Dankie, Alicia. Dankie baie.